vanaand en welkom by ons aandgesprekke uit die Psalms. Ons fokus veral in die tyd op Psalm 23. In die teenwoordigheid van die Here wat genoegsaam versorg, vind ek nuwe krag. Die Here is my herder, hy verkoop my siel. Begrip verkoop kan verskillende betekenismoontlikhede hê. Dit kan letterlik beteken dat die herder die skaap terugbring. Kan op die fisiese terugbring dui, iets wat ons ook weer aan die einde van die Psalm kry. Dit dui op die terugbring na die kraal, na die dag, se soeke na veiding en water. Dit kan ook dui op die terugbring van die verdwaalde skaap, terug in die sorg en die beskerming van die kudde van die herder. Dit roep die beeldspraak van die Here, wat sy volk uit verstrooiing gaan terugbring, uit Esegiel 34 vers 11 en verder op. So sê die Here my God, ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. Soos 'n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my kleinvee en hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is op daardie donker oordeelsdag. Ek sal vir hulle sorg vir goeie veiding. Hulle sal wei op die hoë berge van Israel en rustig daar in die goeie weiveld lê en herkou. Hulle sal op weivelde wei daar in die berge van Israel. Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle rustig laat lê en herkou, sê die Here my God. Ek sal die soek wat weggeraak het, die terugbring wat weggedwaal het, die wonde versorg van die wat seer gekry het, die swakkes help. 'n Mens sien voor jou geestesoog die herder wat die verlore lam optel en in sy arms dra. Verkoop kan ook dui op terugbring in die sin van herstel na wat voorheen was. Die moe skaap kry weer nuwe krag. Die beseerde skaap herstel en word gesond. Die verlore skaap word weer in die posisie van die kudde teruggeplaas. Hierdie betekenismoontlikheid vind ons ook in Spreuke 25 vers 13. Soos die verkoeling of die verkoking wat in die oestyd deur sneeu gebring word, so is 'n betroubare gesant vir die wat hom gestuur het. Hy gee die in wie se diens hy staan nuwe moed. Toepassingsvelde van die Here wat op die manier verkoop en versterk is legio. Wat egter in die Psalm opval, is dat Dawid spesifiek praat van die siel wat verkoop word. Siel dui op die hele menswees. Dit maak dit duidelik dat dit hier oor veel meer as net fisiese herstel en verkooping gaan. Die Here wat die herder is, verkoop die mens na sy hele menswees. In die diepste betekenis dui dit op verlossing en bevryding van die mens wat deur die sonde kreupel gemaak en onder die sorg van die Here weggeloop het. Die betekenis van die woord word deur Petrus geëcho wanneer hy in 1 Petrus 2 vers 25 skryf: Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Hy verwys na die redding in Jesus Christus. In Jesus vind die terugbring, die versorging, die verkoking, die herstel van die mens plaas. Dit is in sy en deur sy herderskap wat die mens waarlik mens word, teruggebring word, in die kudde veilig neergesit word, in 'n waardige posisie voor die Here gestel word, nuwe krag deur die Heilige Gees kry. Daar's nog 'n laaste betekenismoontlikheid waar verkoop op 'n unieke probleem in skaapboerdery verwys. Skape kan soms om verskillende redes op hulle rugte lande kom en dan kan hulle nie weer regop kom nie. Dan lê hulle pens en pootjies in die lug. Dit kan hulle dood beteken, aangesien hulle weerloos teen ongediertes is en die gebrek aan bloedtoevoer in hulle bene dit nie vir hulle moontlik maak om, selfs al draai hulle om, dadelik te kan loop nie. Die skaap is totaal afhanklik van die herder om hom weer op die bene te kry. En so is ons as mense.
na ons siel totaal afhanklik van die Here. Hy kom in sy genade om ons te verlos, om ons op te tel, om ons terug te dra, om ons tuis te bring, om ons te red van die dood. Die Here is my herder. Hy verkoop my siel. Goeienaand.